Baie welkom by nog 'n Kikskerk maats. Dit is uiteindelik amper vakansie. Ons het nog net hierdie Sondag, dan 'n week en dan gaan julle lekker wintervakansie hou. In Desember gaan ons see toe. In Julie maand gaan ons bos toe. En ek kom uit die bos uit. So ek sien uit na hierdie vakansie dat ons kan biltong eet, dat ons kan lekker voor 'n kaggeltjie sit of voor die verwarmer sit met 'n kombersie om ons hot chocolate drink. So ek hoop jy gaan baie lekker vakansie hou. Dat jy gaan laat slaap en snoesig gaan wees en dat dit sommer net regtig 'n lekker vakansie gaan wees. As ons vandag die Bybel lees, dan gaan ons lees van 'n liefdesverhaal. Nou weet ek die meisiekinders hou van liefdesverhale. Hulle hou van Aspoestertjie en Beauty and the Beast en al daardie stories, maar die Bybel het 'n klomp liefdesverhale en ons gaan vandag een van die mooiste liefdesverhale in die Bybel doen en dit is hier in die begin van Genesis. Maar voordat ons by hierdie liefdesverhaal uitkom, kom ons bid saam en ek het die Onse Vader se woorde op die skerm. So kom ons lees saam, bid jy saam met my en dan leer ons sommer die Onse Vader ook ken. Kom ons lees saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Daar is hy maats, dankie dat jy saam gebid het. Onthou, dis die gebed wat Jesus vir sy disippels geleer het in Matteus 6 sal jy hierdie gebed kry. Ons gaan vandag die verhaal doen van Isak wat 'n vrou kry. En dit, onthou nou, Isak is die seun van Abraham en Sara. Abraham word in Genesis 12 geroep deur God om 'n nuwe volk te vorm. En dan sal julle onthou dat in Abraham se verhaal lees ons dat God sê dat hy vir Abraham sal seën dat hy so baie kinders sal hê soos die sterre aan die hemel. En dat hy 'n groot nasie sal wees en dat Abraham 'n seën vir hierdie nasie sal wees. Nou tot op hede toe, baie jare later, is daar een seun, Isak. En Isak het nog nie 'n vrou nie. So daar van al hierdie kinders so baie soos die sterre aan die hemel, is daar een kind. En Abraham se naam, Abraham, wat later word Abraham word, beteken vader van menigte. Nou van daai menigte is daar nou nog net een. So Isak moet 'n vrou kry, sodat daar meer kinders kan wees. So in die verhaal lees ons dan nou dat Abraham sy mees getroue slaaf gaan roep en die slaaf se naam is Eliezer en dan sê hy vir Eliezer dat hy vir Isak 'n vrou moet gaan haal uit sy geboorteland waar Abraham vandaan kom. Met ander woorde, en dit klink vir ons 'n bietjie vreemd, maar uit Abraham se familie uit, dat dit iemand kan wees wat glo soos hulle glo. Julle sal onthou dat Isak 'n boetie het wat by 'n slavin is sy mamma en dat hy met Kanaanitiese vrouens getrou het en dat dit nie vir Abraham eintlik aanvaarbaar was nie. Maar ons, die Bybel volg die verhaal van Isak en Isak moet dan nou 'n vrou kry en dan stuur hy vir Eliezer. En wat mooi is van hierdie verhaal is dat ons sien dat Abraham glo, hy bid, Eliezer die slaaf, die werker van Abraham, hoe baie hy bid en Isak wat op die ou en dan ook baie gelowig is. So hier is 'n gelowige verhaal om 'n vrou te kry vir Isak. So Eliezer vat dan 'n klomp kamele en hy gaan reis 500 myl. Dit is baie ver om 'n vrou te gaan soek vir Isak. En dan as Eliezer by 'n put kom, daar naby waar Abraham se familie vandaan kom, dan gaan hy en dan bid hy en dan sê hy, die Here moet asseblief vir hom 'n teken gee oor hierdie vrou wat hy vir Isak moet terugvat. En dan bid hy en hy vra vir die Here dat as hy by hierdie put kom, dat daar 'n meisie moet kom wat vir hom water moet aanbied. En sy moet nie net vir hom water aanbied nie, sy moet ook water aanbied vir sy kamele. En dan sal hy weet dat dit die vrou is wat God uitgekies het vir Isak. En ek sê nou vir julle, hy was omtrent nog eers klaar gebid nie.
hier kom hierdie meisie aan. Nou maats, almal van ons bid baie keer vir 'n baie klomp goeders. En ek weet julle het nou net eksamen geskryf. So jy bid dat dit moet goed gaan in die eksamen en jy bid na die tyd dat dit goed gaan vir die uitslaa. Maar al ons gebede word nie so vinnig beantwoord nie. Ek wens partymal almal van ons se gebede het so vinnig soos Eliezer se beantwoord geword, maar dit is ongelukkig nie hoe dit werk nie. Maar hy bid en dan kom hierdie verskriklike mooi meisie. Die Bybel sê vir ons dat sy een van die mooistes was. En dan kom sy en sy bied vir hom water aan vir Eliezer en dan vra sy, maar kan ek nie vir jou kamele ook water gee nie? En dan weet Eliezer, hier is die antwoord op sy gebed. Hierdie meisie met die naam van Rebekka en hy begin vir haar uitvra en sy sê nee, maar sy is familie van Abraham, van Sarah en dan sê Eliezer, maar hy weet en dan haal hy goue oorringe uit en hy gee vir haar vir oorbelle en wat interessant is, hy gee ook vir haar 'n neusring. Nou maats, as ons aan die Bybelse mense dink, dan dink ons altyd hulle het gelyk soos wat ons gelyk het en ek amper seker wees, jou pa wil nie hê jy moet 'n neusring in hê nie. Maar in die Bybelse tyd het hulle baie juwele gedra. Armbande, oorbelle, neusringe, hulle het sulke goue goedjies om hulle kop gehang. So die Israeliete, daai volkere het nogal eintlik, hulle het baie mooi gelyk met al hulle juwele en goeders. Op 'n stadium kry hulle selfs raas daaroor en sê hulle moet ophou om hulle net self buite mooi te maak nie, hulle moet hulle binne ook mooi maak. So hy gee dan nou vir haar hierdie juwele en dan vat sy vir Eliezer na haar ouers toe om haar te gaan bekendstel aan hierdie man. En dan wanneer Eliezer met hulle praat, dan sê die pa, nee, maar dit is fantasties, hy dink dit is 'n goeie plan. En dan gee Eliezer nog geskenke vir die familie. En dan sê die familie, maar dalk moet Rebekka net nog so bietjie bly, laat hulle net mooi rustig wees. En dan sê Eliezer, nee, maar hy moet teruggaan, onthou, hy moet hom weer op die kamele al hierdie baie lang pad terugvat na Isak toe. En dan sê die pa, elke goed, maar dan moet Rebekka self besluit. En dan doen sy die brawe ding en sy klim op hierdie kamele en sy gaan saam met Eliezer terug en sê, maar sy glo dat God ook hierdie plan vir haar gehad het. En sy is op 'n kameel al die pad terug. Nou maats, kan jy vir 'n oomblik dink, hier kom 'n vreemde man aan, wat jy nog nooit in jou lewe gesien het nie. En hy sê vir jou, hy het vir jou 'n man in 'n ander land. En jy ken nie die man waarna toe jy op pad is nie, jy het nog nooit van hom gehoor nie, en jy klim maar net op en jy gaan. Maats, dis 'n groot ding, dis nie hoe dit in ons wêreld werk nie. Maar in die antieke tyd het mense gereël met wie hulle trou. Hulle het nie net sommer iemand gesien, verlief geraak en op hulle getrou nie. Jou pa en ma het besluit met wie jy gaan trou, en dan is dit gereël. En ek sê tot vandag toe, dat ek weet dat my ma en my pa vir my 'n goeie man en vrou, 'n man sou uitgekies het en 'n goeie vrou vir my boetie sou gekies het. Want hulle ken mos vir ons en hulle kies gewoonlik iemand waarvan hulle hou, iemand hulle weet by jou sou pas. So al is dit baie vreemd, gebeur dit nog baie. Selfs in ons land is daar gereelde huwelike en selfs onder Christene is daar nog gereelde huwelike. Wat interessant is dat as jy in Indië toe gaan, dan die Christene in Indië, die meeste van hulle het nog huwelike wat gereël is. En waar die pa en die ouers besluit presies hoe hierdie huwelike werk. En in ons Afrika stamme gebeur dit baie keer ook nog. So nie iets wat in ons omgewing gebeur nie, maar iets wat in die Bybelse tyd en selfs dele in die wêreld vandag nog steeds gebeur. Maar Eliezer vat vir Rebekka en dan sê hy, maar kom ek gaan vat jou na jou nuwe man toe. En soos wat hulle aankom, as hulle nou nader kom, dan sien Rebekka, daar sit 'n man, en dan vra sy vir Eliezer, wie is daai man wat daar in die veld sit? En dan is dit Isak wat in die veld sit, en hy bid ook, en hy vra ook vir God, dat God die regte vrou vir hom sal stuur, en dat Eliezer die regte keuse sal maak. En dan sê Eliezer, maar dis Isak, en dan sit sy die sluier op, soos die gebruik was, en dan sien Isak vir die eerste maal vir Rebekka, en dan is dit hierdie groot troue. En ons weet dat Rebekka en Isak het dan 2 kinders, waarvan ons later sal leer, Jakob en Esau en alles wat dan van daar af gebeur. En uit Jakob uit
kom dan die 12 seuns en daai 12 seuns word die stamme van Israel waarvan ons dan nou later in die Bybel lees. So maats, hierdie troue van Isak en Rebekka wat absoluut uit geloof gebeur. Eliezer wat bid, Abraham wat bid dat die regte vrou sal kom, Isak wat bid en dan hierdie mooi liefdesverhaal van hierdie twee mense wat vir mekaar lief is en wat God seën met kinders. Maats, dit klink dalk nou vir jou vreemd, maar weet jy, dis nou al belangrik dat jy begin bid oor die huweliksmaat wat God vir jou sal gee. En oor die huwelik, en oor vir julle gesin, hoe hy ook al lyk, dat ons vir ons gesinsbande sal bid, en dat dit vir ons belangrik sal wees, dat die mense met wie ons trou, soos ons glo, dat jy 'n gelowige maat sal kry, wat vir jou lief is en vir die Here lief het, en waar die Here 'n belangrike rol in sy lewe of in haar lewe speel, sodat dit ook die fondasie van jou huwelik sal word. Want hierdie verhale word vir ons met 'n rede in die Bybel gesit. So dit is ons geloofsvaders, dis waar Israel in die hele storie vandaan kom, en dan hoe Jesus uit hierdie familie uitgebore word, en hoe dit deel word van ons geloofstorie, en dan na Jesus die nuwe Israel waarvan ek en jy deel is. Maar in hierdie verhale leer ons ook hoe om te leef. In hierdie verhaal leer vir ons hoe huwelik lyk, hoe ons 'n maat kies en wat vir ons belangrik is. So maats, ek bid saam met jou dat huwelik vir jou belangrik sal wees. Dat jy sal weet dat die huwelik vir God belangrik is. En die manier hoe ons na mekaar kyk, die manier hoe ons met mekaar werk, en die persoon op die einde van die dag wat jy kies om vir ewig mee saam te wees, dat dit 'n seën uit God se hand sal wees. En dat ons nou al eintlik daarvoor kan begin bid. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie vir hierdie verskriklike mooi liefdesverhaal hier in die Bybel. Wat vir ons half vreemd klink, dat iemand sommer 'n man kry wat iemand anders te gaan haal het. En dan Here, dan wil ons vandag vir U sê dat ons weet dat 'n huwelik belangrik is, want daar word kinders gebore en kinders is vir U belangrik en ons maat is vir U belangrik. En daarom bid ons sommer vandag al vir elke jong mens, elke kind wat vandag luister, vir daardie spesiale huweliksmaat, en dat U ons verhouding sal seën, dat U ons gesinne sal seën, vir pappa en vir mamma, en al lyk ons gesinne vandag anderste, dalk 'n stiefpappa of 'n stiefmamma of hoe dit ook al werk, Here, dat U ons gesinne sal seën, want ons gesin en ons verhouding in die gesin is vir U belangrik. Dankie Here dat ons weet dat ons ook vir U belangrik is en dat U nou al besig is om saam te dink en saam te beplan oor wie ons eendag mee gaan trou. Amen. Mag jy weet dat die Here vir jou baie lief is. Mag jy weet dat sy genade vir jou genoeg is en dat hy elke dag met jou is. Amen. Kyk na die bome, kyk na die berge, weet hy sorg vir jou. Kyk na die mossies, kyk na die lelies, jy kan hom vertrou. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. So ons sê dat die ons oplig, veilig op U arensvlerke. Dankie, Jesus, dat die ons oplig, veilig op U arensvlerke. Kyk na die bome, kyk na die berge, weet hy sorg vir jou. Kyk na die mossies, kyk na die lelies, jy kan hom vertrou. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand.